Ons is hier om aan God eer te bring. Prys sy naam. Ons is hier om te kom ontvang uit die skatkamers van die hemele uit. Maar om te kan kom ontvang moet ons eers iets bring. Om te kan ontvang moet ons eers buig en sê, ja Here, U wil Here, nie my wil nie, maar U wil alleen. Stem jy saam? Hoekom? Nee, hy is reg, ek gaan sukkel met daai ding. Gaan hom ergens los. Sal hom vat as hy nie werk nie. Prys sy naam. Die tema van vanaand se woord is, jy moet mooi hoor, dis die openingsaand van die orkes, van die konferensie, dis die openingsaand van hierdie week wat ons aan God bring, en dis 'n openingsaand, dis vir ons die eerste keer hier by julle konferensie, Pastoor Jacques, baie dankie vir die geleentheid, maar nou nie meer aan die mens te danke nie, nou aan God al die dank, aan hom al die lof, en aan hom al die eer. Want as dit nie was vir sy krag, sy genade, sy liefde en sy bloed nie, was ons nie vanaand een van ons hier nie, maar bo alles heen, as dit nie was vir daardie soete salwing van die Heilige Gees nie, was ons in 'n verlore gaande wêreld. Die tema van vanaand se boodskap is, kinders van God, word gevaarlik in die Heilige Gees. Halleluja, sing vir ons bet. Prys die Here. U moet lekker saam sing. Ons gaan nou baie tyd hê vir sit en stil wees. Môre erns, nie vanaand nie. Yes, Lord. These are the days of Elijah, declaring the word of God. And these are the days of His servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials,
opgeslag. Hy het opgestaan, hy lewe. Hy triomfeer vanaand tot in alle ewigheid. Halleluja, prys die Here. Nou kan julle sit. Amen. Dankie. Kinders van God word gevaarlik in die Heilige Gees. Dit is lank genoeg wat ons as kinders van die Here so sulke sagte ou wesietjies rondgeloop het en bang was vir elke bakketel en vir die vyand. God het ons die krag, die mag gegee om oor hom te heers en oor siekte te heers, om oor verslawing te heers. Stem jy saam? Van julle het vanaand gekom om te kom nuuskierig wees, anders het gekom omdat iemand jou omgepraat het, ander het gekom om werklik iets te kom ontvang by die Here, ander het gekom omdat hulle moeilikheid gaan hê as hulle nie hier is nie. Nou ek gee nou nie om onder watse een jy val nie, as jy vanaand 'n oor het om te hoor, maar God gee dat jy hoor, kom ons bid saam. Vader, ons kom vanaand na U toe in volle afhanklikheid. Ons gee boedel oor aan U. Hierdie mond preek soos U wil, sê wat U wil, nes U wil. Here, ek bid vanaand elke rondswerwende gedagte in die almagtige naam van Christus Jesus, dat daar nie iemand hier sal uitgaan sonder geestelike verandering en sonder ingewing nie, Here. Ons het nie vanaand gekom om die sel hier uit te stap nie. Die hospitaal se deure is oop en die spesialis wag vir hulle naam in die soete salwing van die Heilige Gees. Heilige Gees, Here, bereik vanaand U wil en bereik U doel. Pleit vanaand ons elkeen onder die dierbare bloed van die lam in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons saam uit Romeine 8. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, hoor wat sê hy? Hy sê nie deur jou eie begeertes en jou eie gedagtes en jou eie idees en jou eie verwronge leerstellinge nie. Hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Amen. Prys die Here. Onthou, as ons deur die Gees gelei word, dan sê die woord, is ons kinders van God. Want julle het nie ontvang, hoor mooi wat ek vanaand vir julle sê. Ek sê dit nie. Die geskrewe woord van God, die hoogste gesag sê dit. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba Vader. Halleluja, gee aan God die eer. Jy mag vanaand roep Abba Vader. Jy mag vanaand sê, Here, vul en vervul my met U Gees. Ek het vir jou vanaand nuus uit die woord van die Here. As jy nie streef na vulling of vervulling met die Heilige Gees nie, as jy nie jou lewe instel en 'n lewe sodat die salwende krag van God se Gees op jou rus en saam met jou wandel nie, dan gaan die dae vir jou donker word. En die uur gaan vir jou te lank word. En dalk net gaan jy dit nie maak nie. Want sonder God se Gees in ons, het ons nie braafheid nie. Sonder sy salwing in ons kan ons nie hoor in tye van geraas nie. Sonder sy salwing in ons kan ons nie weet wanneer ons moet hande oplê of wanneer ons moet stil bly nie. Die Gees self getuig saam met ons. Gees dat ons kinders van God is. Ek gaan dit vir julle weer lees. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Amen, stem jy saam? Terwyl jy so hard saamstem, vra jouself die vraag, en moet dit nie hardop antwoord nie, gaan dalk 'n verrassing kry. Is jou gees op 'n plek waar God se Gees saam jou gees kan getuig? Is jou gebedslewe op 'n plek waar God se Gees saam jou gees kan getuig? Is jou vasting op 'n plek waar jou gees saam God se Gees kan getuig? Is jou lewe op die plek? As dit nie is nie, u is vanaand op die regte plek om te kom ontvang die soete salwing van die Heilige Gees, om te kom ontvang die invulling van die krag van God in Jesus, waarsonder ons hom nie sal sien nie. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly. Het jy gedink om God te dien, nou is nie 'n pad van lyding en smarte nie, dan wil ek vir jou sê, doen jy dit agterstevore. Jy wat sê, 'n pastoor Eugene, om God te dien is 'n strawwe pad, dis nie 'n pad van maanskyn en rose nie, dan sê ek vanaand vir jou, jy's op die regte pad.
Want die maklike een is nie die pad van God nie. Hy maak dit makliker. Hy dra jou deur, sy salwing lig jou op, sy gees verlos, sy gees genees. Sonder daardie stem van die Heilige Gees is ons maar net 'n ronddobberende bootjie in 'n groot oseaan. En as jy nie die gees van God in jou het nie, gaan jy nooit die lighuis kan sien nie. So dan daardie liedjie, if it weren't for the lighthouse, where would I have been? As dit nie is vir die salwende krag van die Heilige Gees nie, dan sal die gemeente en enige woord en waarheid gemeente, of enige gemeente wat sê, hulle is Pinkster en hulle is op daardie pad, sal 'n klinkende simbaal wees. Ons is niks sonder die Heilige Gees nie. Ons is niks. Sê jy amen? Prys die Here. Hy sê hierso, as ons naamlik saam met hom lê, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Prys die Here. Hoor jy wat sê die woord van die Here daar op die einde? As ons saam met Christus lê, hierdie pad wat ons nou stap is 'n pad van moeilikheid. Dis 'n pad van uithou. Dis 'n pad van afsondering. Dis 'n pad van sê, Here, kyk na my, ek het U nodig. Here, verander my. Here, help my. Here, praat met my. Baie van ons het nog al die guts om te sê, Here, U is die pottebakker, ek is die klei, vorm my en maak my. Wees versigtig as jy dit bid. Dis verskriklik wanneer hy eers met jou begin. Maar ons gaan dit nie vryspring nie. Want sonder daardie goddelike verandering in jou lewe, gaan jy nie die volheid van die salwing in jou lewe ervaar nie. En as jy nie die volheid van die salwing in jou lewe kan ervaar nie, gaan jy nie by die volheid van jou roeping uitkom nie. En elkeen van ons wat vanaand hier sit, wat gered is, en wat sê, ek is 'n kind van Christus Jesus, daar is 'n roeping op jou lewe, of jy dit wil weet of nie. Jy is nie gered omdat jy oulik is of 'n mooi haarstyl het nie. Jy is gered sodat jy 'n bruikbare, ingestelde instrument in die hand van God kan wees. Dis waarom jy gered is. Sonder dit is ons niks. Prys die naam van die Here. Ons moet weet en seker wees oor wie ons is in die Heilige Gees. Wat is jou identiteit in die Heilige Gees? Wat is jou naam in die Heilige Gees? Wat is jou gawes? Wat is jou werk wat jy het onder die krag van die Heilige Gees? As jy dit nie weet nie, is dit haastig tyd om dit uit te vind. As jy dit nie weet nie, praat met jou pastoor, praat met jou mense wat by jou is. Almal van ons het ergens gevoel, daar is 'n salwing, almal van ons het ergens gevoel, daar is hierdie beweging in jou binneste, dis die Heilige Gees. As jy daardie stem hoor wat met jou praat, wat vir jou sê om die moeilike ding te doen, om die moeilike opdrag uit te voer, is dit 99% van die tyd of jou vrou of die Heilige Gees. Nee, dis 100% van die tyd die Heilige Gees. Daardie geniel nou en dan, dis die vrou. Prys die Here. Ek beleef dit daarom nie, maar die Here is op die troon. Hy help nog elke dag. As ons nie die salwing nastreef nie, wat gaan ons maak? As ons nie sê, Here, vul my met U Gees, dat ek U Gees leer ken, dat U Gees my deurweek, dat dit so strome van lewende water deur my binneste spoel en draai, dan gaan ons op 'n verlore gaande pad wees, waarvan die einde sekerlik die hel is. Jy sal nie hemel maak sonder die invulling en die vervulling van die Heilige Gees nie. Want die pad gaan vir jou te moeilik raak. Dis net die Gees van God wat ons staande laat bly. Dis net die salwing wat ons praat, daardie stem wat jy hoor wanneer jy die kans het om stil te raak. Dis daardie stem wat met jou praat, wat vir jou sê, wag 'n bietjie, gaan hier links, wag 'n bietjie, gaan daar regs. Jy moet nou bel, jy moet nou stil bly, jy moet nou optree, jy moenie nou die hande oplê nie, jy moet die hande nou gaan oplê. Gaan nou hiernatoe, gaan nou daarna-toe. Dit is die Gees van God wat met jou praat. Maar beoefen jy jouself? Het jy jouself al op die proef gestel en gesê, Here, hoor ek nog reg? Is my ore nog besny vir die stem van die Heilige Gees? Ek vra jou weer, is jy seker oor jou identiteit in die Gees van God? Het jy sekerheid oor jou plek onder die krag van die Here? Het jy sekerheid dat jy reg hoor? Het jy sekerheid dat jy ingestel is om presies te hoor van wat die Heilige Gees met jou praat? Ek wil vir ons hierdie ander harde skrif lees. Dit gaan 'n bietjie eina wees. Maar die Here het gesê, gee dit so, dan maak ons so. Ek vra eerder vir julle om verskoning en vir pastoor Jacques voor ek vir die Here sê ek is jammer.
Micha 3 vanaf vers 5. Hoor nou, hierdie eerste deel gaan 'n baie bestraffende deel wees. Soos 'n bietjie eina. Maar ek het mos gesê, nie alles in ons hospitaal is lekker nie. Ek was gister vir 'n drip. Soek hy suster hier na die are. En is 'n gesukkel. En dit was 'n seer storie, maar toe die drip eers in is, en die medisyne begin werk, toe begin ek gesond word. Prys die Here. Nou hierdie skrif is nou soos 'n drip se naald. Hy soek 'n plek om in te kom sodat die antibiotika kan begin deurwerk. So sê die Here aangaande die profete wat my volk verlei. Wat as hulle maar iets het om met hulle tande te byt? Vrede verkondig, maar teen hom wat niks in hulle mond steek nie, verklaar hulle 'n heilige oorlog. Daarom sal dit nag word vir julle sonder 'n gesig. 'n Duister vir julle sonder waarsêery, ja. Die son sal oor die profete ondergaan en die dag oor hulle verduister word. En die sieners sal beskaamd staan en die waarsêers sal bloos en hulle almal sal die baard bedek omdat daar geen antwoord van God kom nie. Kan u hoor wat sê die woord van die Here, wat gebeur wanneer die soete salwing van die Heilige Gees uit die kerk uit verdwyn? Kan u hoor wat sê die woord van die Here, wat gebeur wanneer die program die oorhand oor die Heilige Gees begin kry? Wanneer die liedjie leier se lys die oorhand oor die Gees van God begin kry? En die sieners sal beskaamd staan en die waarsêers sal bloos. En hulle almal sal baard bedek omdat daar geen antwoord van God kom nie. Nou die woord sê ek daarinteen, maar ek gaan dit so uitlees. Ons daarinteen is vol krag met die Gees van die Here en reg en heldemoed om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde. Prys die naam van die Here. Maar ons daarinteen moet sorg dat ons vol van God se Gees is. Ons daarinteen moet opstaan en gevaarlik raak in die Heilige Gees. Nie gevaarlik teenoor ons medemens nie, nie gevaarlik teenoor ons medebroers en susters nie, maar gevaarlik in die Heilige Gees. Wat gaan gebeur wanneer 'n kerk van God begin gevaarlik raak in die Heilige Gees? Lucifer self in sy trawante sal sidder om sy hand uit te steek na die gesalfdes van die Here. Dit is wat gebeur, wanneer ons as kinders die mantel opneem en die opsê, Here, ek staan gereed om gevaarlik te raak onder die krag van God se Gees. Ek staan gereed om my ore te besny en te sê, ek tree aan vir diens, ek tree aan vir hierdie oorlog. Dit lank genoeg wanneer ons kinders van die Here so weggeduins het en gesê, die duiwel gaan my in die hande kry. Dis tyd dat ons hom aan die hande kry. Dis tyd dat ons opstaan en sê, in die naam van Jesus, vlug weg van my Satan. Iemand sê die ander dag vir my, julle moenie so baie van die duiwel praat van die kansel af nie. Ek sê, hoekom is jy bang vir hom? Ek verkondig nie sy naam nie. Maar ek sê vir u vanaand, dat die aanvalle van die vyand is 'n werklikheid. Ek sê vir jou vanaand, dat demoniese aanslagte op die kinders van die Here is 'n werklikheid. In hierdie week het ek 'n siekte gekry wat my hele liggaam van knoppe en sere uitgeslaan het. Ek het dit nog nooit gehad nie. Nog nooit het so iets my teëgekom nie. Ek gaan dokter toe, ek sê, wat is dit? Hy sê, nie, hy weet nie. Ek bel vir broer Rennie, ek sê, brother, jy moet bid. Hier is moeilikheid. Hierdie lyf van my is vol knoppe. Gewoonlik is dit net die een wat daar was. Nou is die baie. Hier is baie nou. En hulle is seer en dit juk. En my vrou is hier op, want sy sê, moenie krap nie. Ek sê, maar die goed juk, man. Dit juk. Bel broer Rennie, ek sê vir hom, jy moet nou saam bid. Hy sê, Here, ons bind hierdie werke van Lucifer. Ons bind dit in die naam van Jesus. Hoekom kan ons dit doen? Wat die woord van die Here sê, hy het ons die mag gegee om die vyand op sy kop te trap en beheerskappy oor hom te hê. Hy het ons die mag gegee om duiwels uit te dryf. Hy het ons die mag gegee om vir siekes te bid en hulle sal gesond word. Hy het ons die mag gegee om in sy naam vir die mense te sê, word gesond, neem jou op en loop. Dis weer tyd dat die dowes hoor.
Dis weer tyd laat die blinde sien. Dis weer tyd laat die krepele se bene hier langs die kansel begin groei. Dis weer tyd laat reistoele by die agterdeur uitgegooi word. Weet julle hoe gaan ons dit regkry? Deur te submit tot die leiding van die Heilige Gees. Weet jy hoe gaan ons dit regkry? Deur gevaarlik onder die krag van die Here te word. Weet jy hoe gaan ons dit regkry? Deur die koöperatiewiteit uit God se kerk uit te haal en die salwing van die Heilige Gees weer in God se huis in te sit. La sabalanda la galanda la sivenda. Wat is die kerk se identiteit in die Heilige Gees? Wat is jou identiteit, o profeet van God, in die Heilige Gees? Onthou jy nog hoe jy dit ontvang het? Onthou jy nog hoe hy jou geroep het? Onthou jy nog die salwing waar die mantel op jou geval het? Of het jy jou mantel afgestof en hom ergens gebeere? Jy wat 'n mantel ontvang het en hom ergens gebeer het, God wys my, jy sit hier in die banke, hy het jou gesalf met 'n salwing bo ander, daar het 'n mantel op jou geval wat nie vir almal beskore is nie, maar ergens in jou lewe het jy seer gekry en jy het daardie mantel gevat, jy het hom opgevou en jy het hom ergens gebeere. Ek wens ek kon vanaand vir jou 'n woord bring en sê, die Here sê, gaan haal jou manteltjie uit, hy gaan jou oplig, maar die woord wat ek vir jou vanaand het, God gaan jou tot verhaal bring. As jy nie haastig daardie mantel optel, en hom weer op jou skouer sit, soos hy jou geroep het nie. God roep nie verniet nie. God roep jou nie net omdat jy jou moet neerlê nie. As hy jou geroep het, kan ek vir jou vanaand getuig, hy sal jou bene breek, maar hy sal jou tot verhaal bring. Hy het jou gesalf, sodat jy vir sy naam en saak iets kan beteken. Hy het jou nie gesalf en jou geroep, dat jy die mantel onder die asblik gaan bære, of in 'n kas wegsteek nie. Dis tyd om jou mantel uit te haal en hom af te stof, en hom weer op jou skouers te sit, sodat jy weer 'n gevaar kan word, vir die krag van God in Jesus, sodat jy weer gevaarlik kan word, wanneer jy sy naam begin aanroep, halleluja. Dis tyd vir ons as kerk, om op te staan, braaf te wees, roekeloos in die Heilige Gees te wees. En sê, Here, ek het genoeg gehad van hierdie, ek het genoeg gehad van daardie. In die naam van Jesus sal ons dit nie verder toelaat nie. In die naam bo alle name, onder die krag van die Heilige Gees, sal ons duiwels uitdryf en sal ons siekes die hand oplê en hulle sal gesond word. Elkeen van ons wat vanaand hier sit onder die geklank van hierdie toerusting, moet weet, jy's 'n geroepene in die werktuig van God. Jy's 'n gesalfde. Miskien het jy dit nog nie deelagtig geraak nie. Haas jou in hierdie konferensietyd. Haas jou. Ek wil vir jou vanaand waarsku, die kans is goed dat jy gaan dink, ag, hier's nog baie aande en daaroor, en voor jy jou oë uitvee is dit maandag en jy het niks ontvang nie. Wil jy vanaand sê, dit gaan jou eie skuld wees. Ek roep jou vanaand, gelukkig is dit eers volgende jaar, as hulle ons dalk weer nooi. Maar ek roep jou vanaand, word wakker kinders van die Here, word wakker en word gevaarlik in die krag van God en Jesus. Ons moet 'n gevaar te wees vir die vyand. Wanneer die vyand om daardie draai kom, en ons het al gehoor, iemand sê nou die dag vir my, daar by ons staan hy voor 'n tannie en hierdie tannie begin bid. Maar as jy so kyk, dan sal jy nie dink daar gaan iets daar uitkom nie. Dit is so ingetoe. Maar hy sê in 'n oomblik se tyd, hoe voel hy, maar hier agter hom is daar 'n gedruis in die balsambos. Daar's nou 'n salwing wat deur daai stem begin kom. En hy sê nie voor homself kon kry tot sy vrou daar toe moet hy gou 'n paar goed regmaak, want hy het versuim om dit by die huis uit te sort. Kan jy sien wat doen die salwing van die Heilige Gees? Weet jy hoeveel getuienis het ons al gehoor van mense wat sê, hulle het net by die kerk ingekom, en ek het hier dit al gehoor, Pastor Jacques se mense, hulle het hier ingekom, niemand het hulle gesien nie, niemand het hulle gegroet nie, en God het dit so bepaal daardie dag, en hulle is hier in met siektes, en met krankhede, en met swakhede, maar toe hulle hier uitstap, het die groot geneesheer hulle in die hande gehad, sonder dat die mens hulle die hande op kon lê. Halleluja, dis my Heilige Gees, dis die salwende krag van God se Gees, wat die verandering bring. Hy breek die bande, hy breek die jukke, hy breek die verslawing, hy breek al daardie familiegoed wat jy agter jou aansleep. Het jy nie moeg geraak vir daai venter trailer wat so gelaai is met al die familiesnert nie? Hak dit af in die naam van Jesus. Weet jy, wanneer gaan jy die manne moet hê om daardie waantjie te los? Daai waantjie gaan jou hel toe vat, dit gaan nie hemel toe vat nie.
Weet jy wanneer gaan jy die manne moet hê om daardie waantjie af te haak? Wanneer jy gevaarlik raak in die Heilige Gees. Wanneer jy sy salwing deuragtig raak. Wanneer jy leer om te kan bid. Dit is nie altyd maklik nie. Weet jy daardie aand wat jy bid en jy voel hierdie gebed van jou druk hier teen die dak vas. Dis wanneer jy moet vasbyt. Dis wanneer jy jou laar moet sak en sê Here, ek gaan nie ophou roep nie. Ek gaan nie ophou pleit nie want ek weet 'n bietjie praat met Jesus maak alles reg. Ek weet as ek gaan vashou, gaan die salwing deurbreek en my bande gaan van my afval en my siektes gaan van my af weggaan en my krankhede gaan my los, want daar waar sy salwing is daar genesing. Daar waar sy salwing is daar heelmaking. Daar waar sy Heilige Gees beweeg, gebeur dinge. Maar weet jy wat is die teendeel? Weet jy wat is die hartseer saak waarmee ons sit in die kerk van die Here vandag? Ons besef nie dat dit ons plig is om die Heilige Gees te nooi nie. Die woord van die Here sê die Gees van God is 'n gentleman. Die Heilige Gees is sag. Die woord van die Here sê bedroef my gees nie. Dis al sonde waarvoor daar geen vergifnis is nie, is sonde teen die Heilige Gees. Nou wil ek vir u vanaand die vraag vra, hoeveel van ons loop so knap soos hierdie trappiese lyn, daaglikse basis op die randjie om teen die Gees van God te sondig. Omdat ons dit verleer het om ons afhanklikheid van God se Gees te bely, elke uur, elke minuut van jou lewe. Ek wil vir u sê, daar is niks so verslawend soos die salwende krag van die Heilige Gees nie. Daar is niks so heelmakend as jy daar die goue draadjie in die hande gekry het om te kan weet wat is u salwing vir my, wat is daar die krag van God en Jesus vir my, wat doen dit vir my, hoe verlos dit my, hoe gee dit my krag, hoe laat dit my deurbid. Wanneer laas het ons deurgebid in jou binnekamer? Wanneer laas het jy in jou war room ingegaan, die deur toegemaak en gesê, Here, ek gaan nie hier uitgaan voor ek die aanraking van u krag en van u salwing ontvang het nie. Here, ek gaan nie ophou roep voordat u die bande oor my huisgesin gebreek het nie. Ek wil die moeders vanaand weer aanraai. Daar is niks wat soveel krag dra soos die vurige gebed van 'n moeder vir haar kinders nie. Daar is niks wat soveel krag dra soos die vurige gebed van 'n vrou vir haar man nie. My vrou het my uit sonde uitgebid en gekla, maar maak nie saak wat die een nie, dit het gewerk, prys die Here. God roep ons. Hy roep ons kinders van God om weer gevaarlik te raak. Hoe gaan ons siele wen vir Christus as ons so teruggetrokke staan en sê, ag Here, help tog. Daai tyd is verby. U moet om u kyk. Die horlosie is besig om leeg te loop. Jy moet bietjie die nuus lees en die nuus hoor. Die woord van die Here sê in daardie tye wanneer oorloë uitbreek onder die lande en siektes en aardbewings, dis die teken van die tye. En as jy om jou kan kyk, ons is daar. Dis nie op pad nie. Elke week verklaar daar nog lande oorloë teen mekaar. Maar hulle doen dit op so 'n manier dat dit nie sulke vreeslike opslae veroorsaak nie. Maar dit is tyd, kinders van God. Daar is 'n paar woorde. Ek het gevra, Here, moet ek dit deel? Daar's 8 sleutelwoorde wat die Heilige Gees wil hoor. Ek wil u tog vra, maak 'n paar notas as jy kan. Die eerste woordjie is ja. Ja, Here Jesus, ja. Meld aan vir diens. Meld aan en skree die woordjie ja. Oorgawe sonder om alles te wil verstaan. Dit is die geheim om die Heilige Gees volle toegang tot jou lewe te gee. Jy hoef nie meer te verstaan nie. Jy hoef nie meer dit vir jou sin te maak nie. Solank as wat die Gees van die Here vir jou sê, loop nou, maak nou, praat nou, dan hoef jy nie te verstaan nie, want hy is in beheer. Amen. Stem jy saam? Ja, 'n woord is help. Help het in vandag se lewe so 'n woord van afhanklikheid geword en 'n woord geword wat jou laat voel maar jou selfbeeld lê daaronder of hierdie of daardie of help het so 'n moeilike woord geword. Maar weet jy wat wag die Gees van God voor? Vir sy kinders om te roep, help my.
Help my met 'n oorgegewe hart, 'n hart wat nie terughou nie, 'n hart wat nie sy eie rigting wil inslaan nie, maar 'n afhanklike hart wat sê, Here, help my. Die derde woordjie, hier's 'n ander ene, nê. Hy gaan 'n bietjie seer wees. Hy sê verander my. Nie verander my lewenstyl nie. Nee. Daai en die Heilige Gees eers op die einde met iets te doen. Hier in die begin moet ons sê, Here, verander my lewe. Verander my siel, sodat ek meer 'n bruikbare instrument in die hand kan wees. Verander my gehoorpatrone, verander my spraakpatrone, verander hierdie trotsheid in my, dat dit nie meer trots is nie, maar dat dit afhanklikheid is van die Heilige Gees. Verander my. Wees nou maar rustig as jy gaan bid en sê, verander my, met 'n opregte hart. Bakkel net in. Maak vas die safety belt. Skuif die kos 'n bietjie weg, want dit gaan rof raak. Maar ek kan vir u vanaand beloof op die einde, wanneer ons saam met hom gaan, ons het nou saam met hom gelei, maar wanneer ons saam met hom verheerlik word, dit is die moeite werd, prys die naam van die Here. Die vierde woordjie is, lei my. Lei my, o Heilige Gees. Gee die beheer oor aan die Heilige Gees. Ek wil vir u vanaand sê, jy is in geen veiliger hande, as wanneer jy volle beheer van jou lewe, jou huisgesin, jou finansies, jou huishouding, alles oorgee aan die leiding van die Heilige Gees nie. Maar die moeilike deel daarvan is, om dit reg te kry, moet jy uit jou eie pad uitkom. Amen? Ja, ons staan in ons eie pad met daai, want die ek, en die e in die woordjie ek, is partykeer 'n bietjie groot. Ek weet dit is nou nie hier so nie, maar dit is daar stye wanneer dit die geval is. Nommer 5 sê hy, soek my. Die Gees van God sê, soek my. Hy wil gesoek wees. Hy wil geroep wees. Hy wil sê, jy moet sê, o Gees van God, kom in my binneste in. Kom in my huis in. Laat hom jou hart ontbloot. Nou is daar nie amen nie. Laat hom jou hart ontbloot en genees. Ek wil vir u vanaand sê, ons gaan God se troonsale nie ingaan met afgode in ons lewe nie. Nou as ek sê afgode, dan dink maar Jean, ek kan bid nie enige afgode nie. Nee. Dit is die Facebook, die TikTok, sosiale media, onbeheerst. Dit is die televisie. Dit is allerhande goed en dan, weet jy wat gaan ek heel laaste insit? Drink en rook. Heel laaste. Ons haal dit gewoonlik heel eerste aan, maar ons sit dit heel laaste. Die afgode in jou lewe, die praat van ander mense, die bespreek van ander mense, die afbreek. Ek wil vir jou sê, daar is een gevaarlike sonde waarmee die kinders van God nie tred hou nie. Dit is die sonde as jy God se kinders seermaak. Dis beter om God self te na te kom, as wat jy sy kinders te nakom. Koning Dawid skryf, hy sê dat ek eerder val in die hande van 'n lewende God, as in die van 'n mens. Nommer 6 is hy sê, praat met die Heilige Gees. Skep ruimte om sy stem te hoor. Nou van ons het stil geraak en praat nie meer en roep nie meer nie. Maar van ons het so raserig geword, dat jy nie meer die stem van God se Gees hoor nie. So jy wat te veel praat en te veel raas, raak stil. En jy wat te stil geraak het, raak weer besig met God. Begin weer roep, begin weer vas, begin weer op jou knieë kruip en sê, Here, ek gaan nie ophou voor U met my praat nie. Nommer 7 is 'n baie gevaarlike een, ek besef dit. Hy sê, breek my. Ek wil vanaand vir jou iets sê, uit ondervinding uit. As jy vashou aan jou roeping, maak jouself gereed, ergens gaan jy in elk geval gebreek word. As jy in God se werk is, jy kan enige een van God se gesalfdes pastore hier vra, enige een wat in die banke sit, wat sê, ek het al vir die Here gewerk, jy word gebreek op 'n weeklikse basis. Amen? Ondervind julle dit anders, broers, susters? Ondervind julle dit anders? As jy in God se werk is, en as jy in God se wil beweeg, en as jy jou roeping en 'n soeke het na sy salwing, gaan jy ergens gebreek word. Maar nou moet jy onthou, daar is niks en niemand
wat 'n groter suksesverhaal van gebroke stukke maak, behalwe ons skepper van hemel en aarde nie. Halleluja, halleluja, hy kan 'n gebroke pot wat op die grond geval het en aan skerwe lê, kan hy gaan optel en met sy salwing skep hy 'n meesterstuk, 'n getuienis van die eeue, 'n getuienis, geen een van ons sal 'n getuienis hê om vir ander een te vertel, sonder dat jy enige ander tyd in jou lewe gebreek was nie. Gebrokenheid bring oorvloed in die Heilige Gees. Gebrokenheid bring afhanklikheid van die Heilige Gees. Want as jy stikkend is en jy lê plat, dan weet jy waar die hulp vandaan kom, en dit kom net van die Gees van God af. Hy sê hierso, vra meer. Bly honger vir sy teenwoordigheid. Ons kan nie stagnant raak in die huis van die Here nie. Musiekleiers, julle kan nie stagnant raak om te soek na die salwing op 'n uurlikse en daaglikse basis nie. Predikers, ons kan nie stagnant raak en sê, maar ek het nou genoeg geleerdheid en ek ken die skrif so en ek ken die skrif so nie. Weet jy wat iemand eendag vir my gesê, oom Dries Brits, so Jackie sal hom seker onthou daar van Belwel af. Hy het altyd vir my gesê, dan sê hy, o seun, die grootste fout wat pastore maak, hulle dink die mense in die banke is poppos. Ek wil vir u sê, dit is 'n groot gevaar. Maar ek wil vir u sê, wat laat mense in banke besef, niemand is poppos nie, is die salwing van die Heilige Gees. Dit vat iemand wat sy afhanklikheid kan besef, 'n vrou, 'n ma wat kan weet, my huis is verlore sonder u salwing, my huis is verlore sonder daardie krag van God en Jesus, 'n pa wat besef, sy kinders gaan dit nie maak, as hy die salwing nastreef, en as hy nie kan deurbid nie, en as hy nie kan intree nie, en as hy nie kan manifesteer nie, gaan sy huis ten gronde gaan. Dit vat pa en ma en ouers, om hulle kinders te leer, en te sê, kom, voor ek jou leer hoe 'n selfoon aan en afsit, kom dat ek jou leer, wat is die salwende krag van God se Gees. Voor ek jou leer hoe 'n televisie werk, hulle leer ons vandag, kom dat hulle eers leer, wat is die salwing, wat is dit om deur te bid, wat is dit om die volheid van God se Gees te kan ervaar, wat is dit om gevervul en ingevul te word met die Heilige Gees. Voor hulle worry om matriek te maak, moet hulle eers worry wat die Heilige Gees is. Want jy gaan nie nodig hê om oor die matriek afskeid en matriek baie bekommerd te wees, as hulle met die Heilige Gees eers daar aankom nie. Jy hoef nie te worry wat gaan met jou dogter gebeur op skool, tussen seuns en tussen die gevare wat daar vandag is, as hulle die Gees van God in hulle het nie, want hy is 'n beskermer, hy is 'n redder, hy sal saam met hulle trek in die duisternis in, en hy sal hulle beskerm. Jy gaan nie oor jou huwelik hoef te bekommer, as jy en jou vrou albei weet, waar is die plek van God se Gees in jou huwelik nie. Jy gaan nie oor jou finansies hoef te bekommer, as jy weet, jou finansies word bestuur na die leiding van die Heilige Gees nie. Mense, kom ons begin gevaarlik raak onder die krag van die Heilige Gees. Kom ons begin 'n vors word in die Gees van God, waarmee die vyand moet rekenskap hou. Ons hoef nie met hom rekenskap te hou nie. Hy moet met die gesalfdes van die Here rekenskap hou. Hy moet weet, laat wanneer ons sê in die naam van Jesus, staan die engele skare gereed om op te tree. Want 'n gesalfde van die Here, wat die naam van alle name aanroep, dwing gesag af in die Gees. Die woord van die Here sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en owerhede in die lig. Wanneer laas het jy by jou huis besef, ek moet deurbid. Die ander môre is maak ek klaar vir diens, en ek voel maar ek staan op, en ek voel, Here, maar ek het hierdie is ietsie, en ek weet, en die Gees van God sê vir my, as jy nie vanmôre hier gaan deurbid nie, gaan jy jouself in 'n muur vasloop wanneer jy by die kerk kom. So 'n hoorbare stem, ek sê, Here, hoe maak ek nou? Hy sê, begin roep. Begin roep, ek staan gereed om te kom luister. Ek staan gereed om jou swakke hand en my sterke hand te vat. En my vrou daar buitekant, ek het daar skare weer so by die deur sien verbygaan. Want nou, ek sukkel om in die Gees te kom, ek sukkel om deur daardie oorlog wat op my geloods is, deur te breek. En ek begin daardie gedeelte bid, waar hy sê, hy is die leeu van Juda stam. En so 'n entjie deur om toe gaan, toe hoor ek hierdie woorde kom hier in my binneste in, en ek begin roep, ek sê, brul, Here Jesus, brul. En toe ek die derde keer dit roep, toe breek die Gees van die Here deur. Halleluja.
toe besef ek, ons moet net aanhou roep. Ons moet net aanhou vra. Hy sal deurbreek. Hy sal jou huisgesin herstel. Hy gaan jou siektes genees. Hy gaan jou finansies herstel. Hy gaan jou huisgesin oplig na hoër geestelike hoogtes toe. Wanneer jy hom roep, gaan hy jou die krag gee om die mantel onder die stof te gaan uithaal en te sê, ek gaan weer opstaan vir Jesus. Ek gaan weer 'n krag word in die naam van Jesus. Prys sy heilige naam. Dewald, jy kan maar vir ons vorentoe kom asseblief. Ek het nou vir u 'n paar dinge vertel hierso, deur die leiding van die Heilige Gees. Laat my tog asseblief toe, om vir jou 'n geskrifgedeelte te lees, Psalm 18. Ek wil hê wanneer ons dit lees, ons op ons voete sal staan, dat jy kan besef wat gebeur, wanneer die kind van God roep na hom. Wil hê julle moet moed skep vanaand, om te weet, hy is 'n roepver. Hy is 'n opskietgebed ver. Hy's 'n vurige roep van verlossing af, is hy, want hy is God, en hy is wakker oor sy kinders. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Die knegt van die Here, wat die woorde van hierdie lied tot die Here spreek, het op die dag toe die Here hom gered het, uit die hand van al sy vyande, en uit die hand van Saul. En hy het gesê, hoor wat sê koning Dawid vir God hierso. En hy het gesê, ek het u hartlik lief, Here, my sterkte. Die Here is my rots en my bergvesting en my redder. Hy is my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Ek roep die Here aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos. Bande van die dood het my omring, en strome van onheil het my oorval. Bande van die doderyk was rondom my, strikke van die dood het my teëgekom. Toe ek benoud was, hoor wat sê die woord van die Here. Hoor vanaand wat sê die woord van God. Hy sê, toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp. En hy het my stem uit sy paleis gehoor. Halleluja! Hoor wat gebeur wanneer jy na God roep, pa. Hoor wat gebeur wanneer jy na God roep, moeder. Ouma, oupa, hoor wat gebeur wanneer jy na God roep. En hy het my hulp geroep voor sy aangesig en het in sy ore gekom. Luister nou mooi. Luister nou mooi, hier is die hoogtepunt van die saak. Hy sê, toe het die aarde geskit en gebewe. Die fondamente van die berge het gesidder en geskit, omdat hy, God, toornig was. Rook in sy neus het opgegaan, en 'n vuur uit sy mond het verteer, kole uit hom het gebrand, en hy het hoor wat sê die woord van die Here, hy sê, en hy het die hemel gebuig, en neergedaal, en donkerheid was onder sy voete, halleluja, en hy het op die gerub gery en gevlieg, ja, hy het gesweef op die vleuels van die wind. Al hierdie goed gebeur, wanneer God sy kinders na hom roep. Die woord sê God, die Vader, het die hemel gebuig, om jou tegemoet te gaan. Duisternis het sy skuilplek gemaak, sy hut rondom hom, duisternis van waters, diktes van wolke, deur die glans voor hom, het hy sy wolke verbygetrek, haal in gloeiende kole, en die Here het in die hemel gedonder, en die Allerhoogste het sy stem laat hoor, haal in gloeiende kole, en hy het sy pyle uitgestuur, en hulle verstrooi, ja, sy bliksems in menigte, en hy het hulle verwar, prys die naam van die Here, en die beddings van die waters het sigbaar geword, en die fondamente van die wêreld is blootgelê, vanweë die dreiging, o Here, vanweë die geblaas van die wind van u neus. Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek. Hoor wat sê die geskrewe woord van God. Toe jy roep, het hy uit die hoogte sy hand uitgestrek. Hy sê, hy het my gegryp. Halleluja, God gryp jou wanneer jy roep. Hy het my uit groot waters getrek. Hy het my verlos van my magtige vyand en van my haters.
omdat hulle te sterk was vir my. Hulle het my oorval op die dag van my nood. Maar die Here was my steun. En hy het my uitgelei in die ruimte. En hy het my gered, omdat hy 'n behaag in my gehad het. Halleluja. Halleluja. God het 'n behaag in jou. God het 'n behaag in jou nood. Hy het 'n behaag in jou noodroep. Hy het 'n behaag in daardie begeertes wat jy net met hom uitklaar en wat jy net vir hom noem. Hy het 'n behaag daarin dat jy na hom soek. Hy het 'n behaag daarin dat jy hom nie meer 'n gas in jou huis maak nie, maar dat jy jou huis sy huis verklaar. Die titelakte moet op sy naam wees, want as hy net 'n gas in jou huis is, het hy nie dieselfde beheer en geniet jy nie dieselfde beskerming as wat hy net 'n gas in jou huis is nie. God het 'n behaag in jou seun. Hy het 'n behaag in jou welstand. Hy het 'n behaag in jou gesondheid. Hy het 'n behaag in jou finansies. Hy het 'n behaag in dit dat jy sy aangesig soek dag en nag, want so sal jy die koninkryk van God beerwe. Raak gevaarlik aan die Heilige Gees. Prys die Here. Amen. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, Jesus. You are here, working in this place. I worship you, I worship you, 'cause He is Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is so beautiful. Thank you, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're healing every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you are, Lord Jesus. That's who you are. Ek wil vir jou vra net daar waar jy staan. Ons kosbare Here se naam beteken alomteenwoordig en hy is hier by ons. En die Gees van God het jou uitgenooi om hier te wees vanaand, want die Here het 'n afspraakie met jou en met my. En daarom ouens, hou ons baie keer die dinge so in ons hart en ons
Ons weet dis ons eie geheimenisse en ons wil dit dalk nie deel nie, maar die Here se naam beteken ook alwetend. En hy weet alles wat in jou hart aangaan. En hy sê vir jou vanaand, my kind, moenie alleen hierdie pad stap nie. Laat my toe om beheer te neem van jou lewe. Dan sal jy nooit ooit alleen wees nie. Want sy naam beteken ook almagtig, julle. En maak nie saak hoe groot daai uitdaging is nie, maak nie groot hoe groot daai deurbraak is waarvoor jy wag nie. Die Here sê vir jou, my kind, my naam beteken almagtig. En ek sal jou help. Want God is so getrou. Soos jy vanaand hier is en jy sê, Here, ek wil nie hierdie pad verder alleen loop nie. Here, ek het agtergekom, Here, ek het begin beheer vat van my eie lewe, Here. En ek verstaan, Here, met hierdie boodskap van Pastoor Eugene, Here, dat ek totaal moet oorgee, Here, en U al 100% vertrou, Here, met al hierdie uitdagings, al hierdie deurbrake, Here, al hierdie struikelblokke. Here, vanaand, Here, gee ek dit in U hande. Soos die kosbare Here Jesus vir ons gewys het aan die kruis, toe hy gesê het, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Ek voel in my hart en ons wil nie hierdie geleentheid laat verbygaan nie. As jy so staan en jy sê, Here, ek weet nie meer watter kant toe nie, Here, ek is onseker, Here. Of miskien is daai seer net te veel, of daai angs net te veel, vir die Here is dit nie te veel nie. Hy kan dit vir jou dra. So ek wil vir jou vra, is net daar waar jy staan, kom ons hou net ons oogies toe. As jy sê, Here, ek is vanaand hier, Here, en ek weet, ek moet opnuut weer my saak met U regmaak, Here. En ek moet oorgee. Want U het met my 'n afspraak, Here. Net daar waar jy is. Ag, wil jy net vir my vinnig jou handjie opsteek nie. Net so vinnig. Net so vinnig. En dan, ja, hou net vir my so op. Dankie, Jesus. Ons vertrou die Here dat hy vir jou 'n deurbraak bring bonatuurlik. En dat daar 'n getuienis uitgaan wat duisende op hulle knieë bring in Jesus naam. Here, U sien elke hart. Ek wil vir jou vra, as jy vandag daai oorgawe wil maak, kom vir my vorentoe, ons wil saam met jou bid. Dankie Jesus, kom uit julle. As jy jou hand opgesteek het, kom vorentoe, ons bid saam. Dankie Jesus. Dankie Here, ja, sy. Ons loof U, Here. Dankie kosbare Here. Julle kan maar vorentoe kom, maak plek vir nog mense as daar nog iemand is. Ouens, daar's niks om oor skaam te wees nie. Ons almal het uitdagings. En ons weet baie keer nie watter kant toe nie. Maar die Here weet. Ons het pastoorspare hier voor wat graag saam met jou wil bid. Ouens, moenie hierdie probleme alleen vat nie, man. Gee dit vir die Here. Ek gaan so 'n bietjie aanhou sing. En as jy moet bymekaar uit om vorentoe te kom, laat die Here saam met jou hierdie hartskamers oopsluit. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Kom gemeente, sing saam ons. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, Lord, you're healing every heart.
I worship you. I worship you. Where you make miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Where you make miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You're healing every heart. I worship you. I worship you. Way make miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Way make miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Ek wil U vanaand vra terwyl daar so gespeel word. Selfs man en vrou, familie, vriende. As jy vanaand voel ek moet dalk net seker maak my saak is reg. As jy dalk vanaand net voel ek wil weer in eenheid van gees kom. Ek voel of daar stering ingekom het terwyl die Here vanaand met ons ook praat. Toe sê hy vir ons voor die tyd en hy sê hy werk waar daar eenheid en harmonie is. En ek wil vanaand vir jou vra, as daar iets is wat jy voel, iets is net nie lekker nie. Dalk tussen man en vrou, dalk tussen vriende, dalk tussen jou en iemand anders. Gebruik hierdie geleentheid en maak skoon. Mense gebruik hierdie geleentheid, dis gunstige tyd, is gunstige geleentheid, gebruik jy die oomblik, ons is amper klaar, dis nog vroeg, is nou eers 7:30, kom ons gebruik net die geleentheid vinnig, maak net seker jy's reg, maak net seker jou saak is reg. Daar waar jy is, net vir 'n oomblik. Ek sal nog so een keer sing, maar ek vra jy, net daar waar jy is, praat nou met die Here, maak net seker, spreek vry vanaand, as daar mense is wat jy moet vryspreek, spreek vry, laat gaan vanaand, maak skoon, vanaand is 'n skoonmaak geleentheid, ons het vanaand in die waskamer gekom van die Here se huis, en God wil nie dat jy uitgaan met iets wat terughou nie, iets wat pla nie. Kom ons maak net seker vanaand. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend,
and I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Kom ons onthou net bietjie wat die Here al vir jou gedoen het. Daardie rigtingwysers, daardie bakens. Kom ons staan in dankbaarheid voor die Here. Ons loof die Here. All my life you have been faithful. Come on, sing. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. One more time. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Goodness is running after me. Yeah, your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. One last one. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Lord, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Here, dankie vanaand vir die kosbare bloed. Dankie vanaand dat U ons kom besoek het. Dankie Heilige Gees dat U in ons midde is. Here, vanaand is daar nie 'n prys wat ons kon aanbied om U te kry met menslike geld en menslike verdienste nie. Vanaand kon ons nie deur iets wat ons maak, Here, daarop reken dat U moet opdaag nie. Maar ons het vanaand ons harte oopgemaak en U het opgedaag omdat U wou opdaag. En ons sê vir U dankie vir hierdie konferensie, vir elke diens wat voorlê, elke prediker wat nog gaan bedien, elke woord wat uitgaan, elke sanger wat optree, elke musieknoot wat bespeel gaan word, sal dit wees tot eer en verheerliking van die groot naam. En ek bid vanaand en ek vra Vader, word verheerlik. Baie dankie vir hom ook wat vanaand die woord gebring het. Raak nou hom aan, hou hom aan die kosbare bloed, Vader, en wees U die naprediker van hierdie woord, dat ons nog in hierdie nag hierdie woord sal gaan herkou en seker maak, Here, ons word kragtig in die Here, en dit is vanaand nodig. Lord, we need to surrender all to be powerful in the Spirit. En ek bid vanaand, word dan nou verheerlik. Seën ons, Here, seën môre se diens wat voorlê. O, Here, ek weet U is reeds besig om voor te berei vir dit. Here, ek weet U Gees is reeds besig met wat U vir ons gaan op die tafel dek. Here, so ook elke diens. Here, ons roep die mense van die noorde, ooste, suide, die weste. Ons roep hulle om te kom hoor wat die Gees sê. Vandag ons nou onder die kosbare hand van die, ons onder die kosbare
bloed van Jesus. Seën ook dit, ag Here, wat die jong mense en die legends almal voorberei, Here, tot ons liggame en die wat dit wil geniet daar, Vader, seën dit. Seën dit wat ons doen, Here, ons doen maar net ons menslike deel, U doen die res. Word nou verheerlik. Ons aanbid U in Jesus naam. Amen en amen.